U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons lees vanoggend saam dan so Lukas 7 gaan ons nou 'n bietjie verder. Na vers 18. Terwyl ons aan die deeltjie so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons op so 'n mooi oggend by mekaar kan kom. Met die voorreg om elke nuut te sit met die woord oop in ons eie taal, Here, ongestoord. Dankie vir die voorreg daarvan ook. Dit gaan nie lig by ons verby nie. Maar Here, met al hierdie dinge in ons guns, selfs dat die Bybel in ons eie taal is, beteken dit nog nie dat ons insig sal hê in U woord en U dinge nie. Ons is afhanklik van die Gees om ons oë en ons gees oop te maak, vir ons die insig en die verstand te gee, dat ons kan leer en kan baat uit die woorde wat U vanoggend vir ons sê. En dan vra ons, o Gees van God, kom beweeg hier tussen ons. Kom raak ons aan, kom versterk ons. Leer vir ons en verseker ons ook van die nabyheid, U teenwoordigheid. Dat U al die dae met ons lewe by ons sal wees. En vir 'n oomblik, Here, wil ons nou stil raak en net by U voete sit en sê, Here, spreek, Here. U kinders luister. Amen. Johannes 7, daar vers 18, die volgeling van Johannes het om al hierdie dinge vertel. Hy het twee van sy volgelinge geroep en stuur hulle na die Here toe om te vra, is hier een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper is ons na u toe gestuur, vra, is hier die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Op daardie oomblik het Jesus juis baie mense gesond gemaak van siekes en kwale en bose geeste. Baie blindes het hy laat sien. Sy antwoord aan die boodskappers was, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan die armes word die evangelie verkondig. Gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Lukas, as julle onthou, die groot klem in die begin daarvan is juis om te kom bevestig dat Jesus Christus is die lank verwagte een. Daar waaroor dit gaan. Vir eeue lank het die Jode gewag op die belofte en die vervulling van die belofte. Ons Here Jesus Christus het geen geheim daarvan gemaak wie hy is nie. Hy het gesê, Johannes 8, Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat die dag van my kom sou sien. En hy het gesien en hy was bly. Johannes 5, as Moses geglo het, as julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy het van my geskrywe. En Dawid praat hy oor Matteus 22, as Dawid homself Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? So het die Here Jesus onomwonde, sonder uit twee monde te praat, duidelik gemaak oor wie en wat hy is. Josh McDowell herinner julle aan sy opsomming van Christus en die aanspraak wat Christus daarop maak dat hy God is, kan jy net een van twee afleidings maak. Of hy's 'n malman, of dis die waarheid. Daar's geen middeweg nie. En Christus laat vir ons geen middeweg nie. Hy het dit ook by die Emmausgangers duidelik gemaak, as ons aan die einde van Lukas toe gaan, dan sien jy daar, Lukas 24, toe met hulle praat langs die pad oor hulle twyfel en hulle wonder oor al die dinge, en sê, wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees, glo jy al die dinge wat die profete gesê het nie? En dan vers 27, daarna het hy by Moses al die profete begin, en al die skryfuitsprake wat op hom betrekking het, verluid gelê. Die woord, die Ou Testament, getuig dat dit is, hy is die een wat sou kom, hy is die lang verwagte ene. Ons begin by Genesis 1. Johannes 1 sluit aan by Genesis 1. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God, die hele skepping kom deur hom tot stand. Ek dink as hy so langs die Emmausgangers gestap het, dan hulle het baie tyd gehad en hy het alles vir hulle uitgelê, dan sou hy begin het hier by Genesis 1. Hy sou definitief aanbeweeg het na die eerste voorspelling van Christus, en dis by die sondeval. Die een wat die kop van die slang sal kom vernietig.
Genesis 22, dat hy uit die geslag van Abraham sou kom. Isak se dood, wat op die altaar gelê word, die verwysing na Christus wat sou kom. Josef, ook 'n toonbeeld van wie Christus sal wees, uit sy eie familie is hy verwerp, maar juis hy is gekies om die volk te verlos. Noag in die ark is 'n verwysing na Christus, die veilige hawe wat ons het en die verlossing wat ons het in Christus. Die Ou Testament is gevul na uitsprake van die Here, die engel van die Here, wat ons weet in baie gevalle Christus self is voor sy menswording wat hy op aarde beweeg het tussen sy volk. Die offerlam sonder gebrek, sy bloed wat moet vloei, is 'n verwysing na Christus, is 'n kulminasie in die dood van die Here Jesus Christus en 'n vervulling van al daai offergawes gebring moet word. Die manna in die woestyn, hy is die brood van die lewe, die slang op die paal. Ons weet dat daar baie definitiewe verwysing is na Christus en die kruis van Christus. Ag, en dan kan ons deur die psalms gaan met al die voorspellings wat daar is. Jesaja, Micha, Jeremia, Hosea, Joel, Daniel, Sagaria. Ek het nie tyd om naby eers stil te staan met dit wat die Here alles vir die Emmausgangers sou vertel het nie. Is hy die een wat sou kom? Ja, definitief. Hy is die een wat sou kom. As ons net gaan na die begin van Lukas toe, as jy reg onthou, die voorspellings aan Sagaria en Elisabeth, die engel Gabriël wat gepraat het, die engele voor die skaapwagters, die doop van die Here Jesus Christus waar die Vader en die Gees duidelik gewys het dat hy die seun van God is. En tog, en dit bly maar altyd die hartseer deel van die mens, en tog het die meeste in hom nie geglo nie. Bitter min Jode het gekyk na hierdie dinge, en geglo dat hy die Christen is. Die Joodse leiers, die geestelike leiers, nie een geglo wat hy is nie. MacArthur het vir my 'n goeie antwoord gehad hierop wat ek graag met julle deel. Hy sê, honest doubt, on the other hand, is not a bad starting point, but is a bad finishing point. So om te twyfel om skepties te wees is, en ek stem saam, is nie 'n slegte beginpunt nie. Ons kry dit in die kerk van Berea, wat ons in Handelinge van lees, Handelinge 17, en dat hulle 'n klein gemeentetjie is, en later word na hulle ook weer verwys in ek dink is in Openbaring, dat hulle gelowiges wat werklik ernstig is oor die woord. En hier kom Paulus en hy begin aan hulle goed verkondig, en dan lees ons, dit sê daar, die mense was daar ontvankliker as in Thessalonika, so hulle het dit graag na geluister. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif onder te sien om te ondersoek om te sien of dit is so Paulus dit sê. So hulle nie 'n twyfel gehad nie, maar 'n baie gesonde skeptiese siening daarvan. Ek wil regtig eendag hier by hierdie woorde ook stil staan. Veral in die uur waar ons in lewe. Want dit lyk my dat die wêreld en die meeste mense in die wêreld ongelooflik gullible is. In 'n uur wat ons dit die minste kan bekostig. Daar moet 'n stuk gesonde skeptisisme wees. Die Bybel is baie duidelik oor wie jou leermeesters moet wees en na wie jy moet luister. En vandag kan jy net jou YouTube oopmaak en wat ook al oopmaak en al die valse leraars van al die wêreld is onmiddellik in jou skoot vir jou beskikbaar. En as ek hoor wat Christene hoeklyn en sinkers stuk, is ek baie geskok. Nie 'n gesonde skeptiese gees soos Berea nie. Maar ja, dis so in 'n kantlyn 'n tema vir 'n ander dag om werklik na te kyk en onsself te vergewis. Ons staan hier by Johannes die Doper. En ons gaan sien in die volgende gedeelte dat die Here 'n getuienis oor hom gee. Wie was die grootste van alle profete? Ons gaan onmiddellik dink, ja, Elia, miskien Elisa, Jesaja, Jeremia, almal wat groot dinge gedoen, groot goed geskryf het. Here, Johannes die Doper. En nie uit die persoon wat hy is nie, maar uit die werk wat hy moes doen, wat ons so groot gemaak het. Die een wat in die woestyn roep en die pad gereed maak vir die lam. 'n Geweldige bevoorregte deel. 'n Mens kan maklik na iemand kyk en hom idealiseer, en dink daarvan, omdat hy die enigste is wat ons van weet wat met die Heilige Gees gebore is, en 'n baie besondere profeet was en 'n pad gestap het, dat hy totaal vlekloos en sonder probleme sal wees. Die min wat ons weet van Johannes, 'n deel daarvan is ook hierdie getuienis wat ons het
dat hy twyfel. Hierdie Christus wat voorspel is, lank so oor gepraat is. Hy sit hier in 'n tronk en dan begin hy by homself wonder en by homself twyfel. Is Christus werklik die een wat moes kom? Nou ja, twyfel is 'n deel wat elke een van ons hier baie goed ken. Kan ek sien, is daar by wyse van hande, is daar enige iemand hier wat nog nie getwyfel het nie? Ek wil graag jou hand kom skud, want ek dink jy's breindood. Ek wil net sien of daar regtig lewe is. Ek kan vir Lizaan vra of sy nog kan CPR van nog iets is om te doen. Elkeen wat 'n kind van die Here is, en wat 'n pad saam met die Here stap, is goed bevriend met hierdie ongenooide gas op jou pad, wat jou lewe lank saam met jou hierdie pad bewandel. 'n Gesand gestuur uit die diepste hel uit. Twyfel. Ons is baie goed bekend met hom. Daar's klein oomblikke in ons lewe wat ons rus laat, maar hy gaan nooit weg nie. Ek wil jou nou nie moedeloos praat nie, maar dis die waarheid. Ek het gesien hoe 'n man van God my pa op sy sterfbed lê, en hoe twyfel nog steeds daar baie aktief betrokke is. Daar is nie 'n plek wat heilig is nie, daar's nie 'n plek wat gewyd is nie, daar's nie 'n oomblik wat hy voel hy's klaar met sy werk, as niks wat hy meer kan doen nie. Twyfel bly saam met ons op pad stap. En dit is belangrik vir ons om dit te weet en van kennis te neem, maar die belangrike deel is, en dis wat ons vanoggend baie kortliks gaan by stil staan, hoe kan ek twyfel hanteer en hoe kan ek hom teenstaan? 'n Jong gelowige se hele wêreld word geskit as die duiwel met sy twyfel kom. Omdat hy nie die wapenrusting aan het en nie toerusting in sy hande het om twyfel te hanteer nie. Ons kry so baie versoekings en beproewings langs die pad van die duiwel af, en as jy 'n pad saam met die Here gestap, val jy nie elke keer vir die twyfel nie. Hy bring dit in jou oor en jy vee dit net af. Daar is oomblikke wat ons swakker is en ons van die leuns val. Maar as ek saam met die Here pad stap, kan ek twyfel baie beter hanteer en baie beter oorwin. En die Here gee vir ons hierdie gedeelte juis om stil te staan, om te leer en iets te kyk by Johannes. Nou voor ons kyk na twyfel en die hantering van twyfel, wil ek eers net julle oë daarop let wat Johannes doen met sy twyfel. Hy bring sy twyfel na Christus. Hy sit self in 'n tronk, hy kan nie gaan nie, anders het hy gegaan. Hy stuur 2 van sy naaste disippels, sy vertroueling, en hy stuur gaan vra die vraag. Ek sit hier en ek wonder, is dit so? En hy bring dit reguit na Jesus. Dis die regte plek, dis die regte manier om 'n twyfel te hanteer. Aan die voete van my Christus. Nie met mense rondom my nie, nie met ander nie. Die beginpunt is hy en hy alleen. Nou wat kan ons leer van twyfel in hierdie gedeelte? Hier is 4 dinge wat ek wil aanraak, wat 'n invloed het, hoekom hy sit en hy twyfel. Natuurlik is daar baie meer as dit, maar ek beperk my tot hier die dinge wat 'n beïnvloed kan hê op hoe hy kan twyfel, en as jy daarna kyk, sê jy sien maar, hierdie is 'n invloed ook in ons lewens. Dinge wat ons ernstig na kyk, wat ek nie moet toelaat nie, dit maak deure oop vir allerlei leuns en allerlei twyfel wat moet inkom. Die eerste een wat hom in 'n twyfelposisie geplaas het, is dat hy in 'n moeilike situasie, in 'n tragediese situasie sit. Hy sit in die tronk. Hy is toegesluit. Hy wat 'n man van God is. Hy wat gesê het en van getuiges dat hy met die Heilige Gees gebore is. Hy wat nooit ongehoorsaam was aan sy opdrag nie. Hy wat opgestaan het en getuig het, selfs al word hy in die tronk gegooi en sy lewe gevrees het. Werklike getroue dienaar van die Here. Hy sit in die tronk. Hy wat weet dat hierdie Christus, as hy die seun van God is, kan maar net 'n woord spreek en die Here sal en kan my situasie verander. En al hierdie dinge is, terwyl mense in 'n tronk sit en jy stil sit, en partykeer is om stil te wees in tyd hê nie altyd 'n goeie ding in ons lewens nie. Daar moet ons juist kyk in daai tye om dit na die regte plek en ons gedenk op die regte plekke te vat. Die Here het die krag om hom vry te maak.
Hoekom is dit dat 'n man van God soveel swaar moet hê en soveel lyding moet hê en soveel teenspoed? Jy sien hier klaar al sypel 'n stukkie leuen in wat ons maklik glo. Daar's baie ouens wat vir jou tekste gaan aanhaal. Ek is nou juist besig om deur Spreuke te werk en dis wonderlike dinge wat gesê word en baie daarvan sê dit gaan goed met die regverdige, met die goddelose gaan tot onder en daai tema is baie sterk. Maar as jy mooi gaan kyk na wat geskrywe staan, want die Bybel staan in isolasie nie, Spreuke staan ook in die geheel van die Bybel, en dit baie dieper dinge om oor te spreek is oppervlakkige vreugde. Maar jy sien, ons as mens wil glo, en ons glo dit baie maklik, dat as jy goed is en jy goed doen, dan gaan dit goed met jou. En ons wil graag hê, as jy slegte mens is, en jy onregverdig en goddelose, dan moet dit sleg gaan met jou. En dan kom jy in die probleem wat Prediker het, en jy sien dat dit gaan goed met slegte mense, en gaan slegte met goeie mense. Dit is nodig dat ons gesond oor hierdie dinge sal wees. Wat is die waarheid van ons omstandighede? Romeine 8, julle ken die teks goed. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy raads geroep is. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Wat sê vir jou die agtergrond net van daai woorde? Is dit woorde wat gespreek word vir jou? En is dit woorde wat jy nodig het om te hoor wanneer dit goed gaan met jou? Of is dit woorde wat jy nodig het om te hoor wanneer dit sleg gaan? Ons weet baie duidelik wat die teks van praat, nie waar nie. Praat van die lyding, die pyn, die smart, die vervolging wat op 'n Christen se pad is. Die realiteit is dat al gaan dit sleg met my, al verstaan ek nie wat aangaan nie, al sien ek nie wat aangaan nie, God is besig, God is in beheer aan die werk. En Johannes sit in 'n tronk in 'n opgesluit. Hy was getrou in sy dienswerk, maar kyk waar sit ek nou? Is dit die plek waar 'n man van God moet sit? Is dit die plek waar 'n man van God kan werk vir God? Kort daarna op sy hakke het Petrus hulle, die disippels en Paulus hulle almal in tronke gesit. En selfs daar die evangelie versprei, mense tot bekering gekom. Die waarheid is dat al gaan dit sleg met my en my omstandighede, kan dit nog steeds goed gaan met my siel. Maar ek moet onthou dat in my moeilike omstandighede is die duiwel baie, baie aktief betrokke. En hy is die vader van die leuen en hy bring die leuen. Ek onthou baie jare terug, toe my kinders nog klein was, toe het ons 'n inbraak gehad, ons het pas bouers op die erf gehad, en ons partykeer daarna het gebeur dat slegte mense jou huis uitkyk en hulle het presies geweet waar om in te kom en wat om te vat, en ingebreek en goed gesteel van ons, die wat ouer in die gemeente sal onthou. Ek het net vir ou Duffy gebel en toe ek weer sien, toe is die hele buurt daar. Want ek baie dankbaar was, dit was my baie goed ook gewees. Maar die uiteinde daarvan is, nou worstel mens, maar Here, ek is u dienaar en ek staan in die diens. Hoe kan sulke dinge met my gebeur? Hier is die man wat ek gehoor het, ek het hom betrap daarin, en hy het hier by my oudste se kamer verby. En so begin die duiwel sy dinge doen. En ek was 'n klein rukkie daarmee besig. Toe staan ek in die gang en die Here trek 'n streep vir my in die gang en hy sê, tot daar toe het ek hom laat kom en niks verder nie. Sou nooit gewees het nie, kon nooit anders te nie. Ek was in beheer. En weet jy hoe baie het ek geleer daaruit? Nie behalwe wat die Here teruggegee het, want dit alles wat gesteel het ek net beter teruggekry. Nog elke keer was die Here vir my goed daarin. Maar hoeveel Here vir jou leer, alles werk ten goeie mee. En selfs in die aande wat vir jou die moeilikste is en die wonderlikste, die grootste wonder is, en Here, wat gaan en wat gebeur? Hoe kan dit gebeur? Dit gebeur en dit kan gebeur. Maar ek is in beheer. En ek het baie vrede daaruit gevind. Die feit van die saak en die waarheid is elke situasie wat rondom ons gebeur, waar ons onsself invind, is onderhewig aan God se wil en God se doel. Of jy het sien of nie sien nie.
Is irrelevant. Vir jy wat geroep is na sy raadsplan, hy is in beheer. En dis iets wat Johannes daar ook moes leer. Dat ook daar in sy tronk sien ons dat hy opgestaan en hy het gepraat teenoor die keiser en hulle sonde en aangespreek. Hy is daar vir 'n rede. En hy was getrou daaraan. Daar's nog 'n ding wat twyfel bring in mense lewe. Dis nie net moeilike situasies nie. Is verkeerde sieninge wat ons het. Populêre sieninge van die uur en van die dag. Nou Johannes in baie spesifiek was 'n Joodse siening wat baie populêr was van die dag, dat die Messias gaan kom, die Messias gaan die Romeinse ryk omvergooi, gaan onmiddellik die vyande van die Jode straf, en hy gaan begin regeer. Nou as jy deur die evangelies lees, dan sien jy, die disippels vra die vraag, nou, gaan jy nou die koninkryk herstel, gaan jy nou die Joodse ryk omvergooi? Jy sien, hulle dink klein, hulle dink eng, hulle dink net aan die hier en nou, terwyl God besig is met God grote planne. 'n kerk en 'n koninkryk wat hy bou deur eeue. Hulle het in hulle godsdienst, in die Joodse godsdienst, geen plek vir 'n Messias wat moet ly en 'n Messias moet sterwe nie. Al praat die Bybel daarvan, al is daar voorspellings daarvan, het hulle binne die woord, binne hulle godsdienst, hulle eie godsdienst gebou, 'n baie verkleinde godsdienst, wat vandag nog steeds in die kerk aangaan. Ons vereenvoudig het en ons maak het wat vir ons pas. En vir die Jode van die uur het dit vir hulle gepas dat hulle Messias moet kom en hierdie ewel Romeinse ryk omvergooi. Hierdie juk van hulle afhaal, die land herstel en hulle vyande straf. Dis sal nou vir hulle lekker wees. En dis nie wat die Here gedoen het nie. Inteendeel. Hulle het hom probeer koning maak en hy het homself verset. Hy gaan nie koning wees nie. Hy het met sy disippels gepraat oor sy dood en sy sterwe 'n paar keer en hulle het elke keer verwerp. Hoekom? Dit is nie hulle siening van die Messias en wie en wat hy is nie. Jy sien, as my verstaan en my siening nie van die Bybel nie reg is nie, gaan dit lei tot konflik en twyfel iewers en langs die pad. Dit gebeur altyd. Ek het dit al gesien met hierdie welvaartsteologie wat so wêreldwyd loop ook. 'n teologie van God wil vir jou die beste, leef vir jou beste lewe nou en al die wonderlike dinge. Die dinge wat die duiwel vir die Christus beloof het. Wat ons hoor die kerk ook vir mense beloof. 'n gemaklike pad. 'n pad sonder 'n kruis, 'n pad sonder 'n opoffering. Ek kan 'n verkeerde teologie, maar iewers langs die pad gaan ek in 'n situasie vasloop wat my gaan laat nie twyfel nie, maar my geloof gaan breek. Ek het al gesien hoe ouens uit hierdie welvaartsteologie uitkom en haar krisis in sy lewe beleef. Hulle glo dat jy moenie gebrek ly nie. Hulle glo dat jy mag nie siek wees nie. As jy siek is, om jou geloof gebrek ly. Dat hulle gaan van een uiterste na die volgende uiterste, totale ateïsme, totale ongeloof. Nee, ek het die Christus ding probeer, dit werk nie vir my nie. Nee, jy het nie. Jy het 'n afgod probeer. Jy het 'n beeld probeer van jou eie Christus en dit het nie gewerk nie. Dit sal ook nie werk nie. Want dit is nie die waarheid nie. Maar die persoon van Christus, daai ou nog nooit probeer nie. Saam met dit was daar ook 'n verdraaiing gewees. Ek weet nie waar die Jode dit gekry het nie, want dit is nêrens in die Bybel nie. Dat voor die Messias gaan 'n ander Messias kom. So asof dit 'n oploop is. Voor die finale anti-Christ gaan daar ander anti-Christe kom. Maar nêrens in die Bybel word dit voorspel dat daar ander profete sal kom nie. En ander Messias sal kom tot die werklike sal kom nie. Dis hoekom Johannes die vraag ook vra, moet ek nog iemand anders te verwag? Jy sien, as 'n verkeerde tradisie, as 'n verkeerde invul, 'n verkeerde verwagting wat hy het in sy geloof. Vir oomblik moet ons stil staan en onsself afvra, maar waarop bou ek werklik my geloofslewe? En dit is belangrik om na te kyk. As daar 'n valse en verdraaiing dinge is,
gaan dit vir my baie moeilik maak in die ure van krisis. En die antwoord bly maar die woord saam met dit. Dit bring my by die derde punt. Daar is twyfel ook, en daar's dinge wat Johannes nie verstaan nie, omdat hy nog net 'n gedeelte van die openbaring sien. Die volledigheid het hy nie ontvang nie. Die Jode het geglo in die koms van Christus, en dat hy gaan kom en hy gaan onmiddellik die las van die vyand afgooi. Maar hulle het nie verstaan dat hy eerste en 'n tweede koms van Christus is nie. As jy in die Ou Testament kyk, as ek dit so kan stel, sien ek die koms van die Here Jesus Christus en die wederkoms van Christus. So as ons so kyk, dan is die twee punte bymekaar. Ons kyk so daarna. Want die Ou Testament is agter ons en die Nuwe Testament voor ons. Ons weet al dat dit 2000 jaar later is. En dat Christus 'n totale ander plan het. Ons kyk terug na sy eerste koms, en ons sien sy tweede koms, en nou kan ons sien in die Bybel, en dit is vir ons duidelik ook, veral in die Nuwe Testament, waar daar ontploffing is van kennis, en openbaring van wie Christus is. Verstaan ons die eerste en 'n tweede koms wat baie later sal plaasvind. Jy sien waar ek die Bybel werklik begin ken, en insig het in die woord, en wat hy werklik sê, raak ek ontslaaf van baie twyfel in my lewe. Psalm 1 sê, dat gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en ligsinnige saanspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, 'n dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by water geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig wat hy aanpak. Ek's 'n vrugbare boom. Hoekom? Omdat ek die woord van die Here oordink. Dit bedink, dit leer, dit insig hê en verstaan. My stabiliteit en my grootste wapen wat ek het teen twyfel, bly die woord. Ons kry dit ook vir Josua in Josua 1 vers 8. Hy moet die volk lei, en hy het skoene om te vul, Moses is skoene om te vul. Wat moet ek doen? Ek kan dit nie doen nie. Die Here het vir hom eenvoudig gesê, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daar geskrywe staan, dan sal jy slaag wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Josua, waar lê jou stabiliteit? Dit lê in die woord. Hierdie woord is jou grootste wapen in twyfel. Maar ek moet hierdie woord ken. As ek nie die woord ken nie, gaan ek sukkel met twyfel in my lewe. Gaan ek sukkel om te verstaan wat aangaan in my lewe. Maar as ek hierdie dinge ken, as ek die beloftes van die Here ken, ek ken die karakter van die Here, dan kan ek my altyd herroep daarop, maar U het dit gesê, U het dit beloof, en ek staan daarop. Veral as dit moeilik gaan. Want die duiwel sal kom om vir jou laat twyfel saai. Het die Here dit werklik gesê? Gaan die Here jou die keer red uit die gemors wat jy nou in is? Gaan hy voorsien? Dan vat jy die woord en jy gaan terug na die woord toe. En die beloftes van die Here. Veral die wat hy besonder vir jou gegee het. Daai beloftes moet naby in jou bly. En hy gee vooruit vir jou die beloftes, juis dat jy kan staande bly in die uur wat dit donker raak rondom jou. Dan 'n laaste een wat baie naby aan mekaar ook lê. Valse verwagting. 'n Verwagting van wie Christus is, wat hy moet doen. En dit natuurlik kom uit 'n onvolledige openbaring, dit kom uit 'n verdraaide teologie uit. Johannes die Doper het die verwagting gehad, omdat hy nie insig gehad het nie, dat daar waar die Ou Testament afsluit, is presies die punt waar Johannes die Doper se bediening weer begin. Die Ou Testament sluit af met die dag van die Here wat kom, die oordeel wat ons verwag. Johannes die Doper kom op die toneel en hy verkondig vir hulle die dag van die Here, die straf en die oordeel wat wag. Maar wat sien hy? Hy sien 'n Christus wat uitgaan en mense gesond maak, wat preek en die koninkryk van God verkondig, genade.
'n verkeerde verwagting. Daar kom 'n dag van die Here. Ons weet dit. Ons sien die tekens daarvan in die wêreld rondom ons. Maar dit is dieselfde my geloofslewe. Wat verwag ek van die Here in my lewe? Wat verwag ek moet die Here doen in my lewe? As ek nog 'n belangrike faktor in my lewe is, en dit gaan nog om my ideale, my ambisies en my dinge, dan is ek geneig om die Here en dit wat hy doen aan te pas binne hierdie prentjie. En dis 'n prentjie wat jou geloofslewe kan breek. Die regte verwagting wat ek moet hê, is dat my Here my God is, ek sterwe aan myself. Hy word my Here, my God, en my lewe is aan hom gewy. En hy verwag van my om bruikbaar te wees oral. En ek weet hy's getrou. Maar hierdie dinge loop baie nou en baie is hand aan hand met al vier die dinge bymekaar. Dat ek werklik sal weet waaroor gaan die Here, waaroor gaan my roeping? Wat verwag die Here van my? En wat kan ek van hom verwag? En ek kan weet wat ek hom verwag as ek deur die Bybel gaan. Ek het vir jou gesê, al die beloftes van die Here in my Bybel is so oranje onderstreep, soos jy deurgaan, dan sien jy al die beloftes baie vinnig. Dinge waaraan ek kan vashou. Maar dan kom rukwinde. Daar kom moeilike tye. Daar kom tye waar jy staan en maar Here, ek verstaan nie wat aangaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. En dan staan ek op die beloftes. U het gesê. En dis waar. Maar ek moet sorg dat die beloftes wat ek opstaan, dat ek dit reg verstaan en in konteks met die res van die Bybel is. Ek kan nie 'n stuk woord uithaal en maak wat ek daarmee wil maak. Ek kan dit nie verdraai en dink dit gaan my twyfel stil maak nie. Dit moet waarheid wees. En bring u waarheid vir my. Nou sluit ek af. In die wonderlike deel daarvan, wat mens maklik kan mislees, is die Here Jesus se reaksie op sy twyfel. 'n Mens kan dalk hierdie woorde lees en dink die Here is verbitterd en gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. Dis waar. 'n Kind van die Here wat nie twyfel nie, wat geleer het om werklik in die geloof te lewe, blindelings te lewe, ervaar baie meer vreugde. As 'n kind van die Here wat heen en weer geslaan word deur elke storm. Hy's baie meer bruikbaar ook in die koninkryk. Want twyfel breek my geloofslewe, breek my gebedslewe, steel my vrymoedigheid. Die Here se reaksie is vir my pragtig hier. Want hy is God en hy ken en hy weet. Die aanslag wat die duiwel op hom gehad het, en die agtergrond van die aanslag in die woestyn is twyfel, maar hy het nooit getwyfel nie. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar is die model vir ons om teen die duiwel te werk. Toe hulle by hom kom, te sê, maar Johannes het ons gestuur om hierdie vraag aan u te vra, is hierdie een wat sou kom of moet ons iemand anders te verwag? Maar lees die woorde wat daar staan in vers 21. Op daardie oomblik het Jesus juist baie mense gesond gemaak. Hulle het nie daar opgedaag toe dit stil is nie. Toe die Here iewers in die veld besig was in gebed nie. God het dit so georden, so bepaal en so beplan, soos hy doen, dat hulle juist daar aankom op tyd, dat hulle vraag beantwoord is, nog voor hulle dit gevra het. En die Here wys hulle net daarop. Kyk wat ek doen. Sien julle wat ek doen. Onthou julle wat ek doen. Hoeveel twyfel gaan ons nie van ontslae raak, deur net te onthou wat die Here gedoen het nie. Daar is baie wat lewe in finansiële nood. Dis die realiteit van die uur waar ons in lewe. So net gaan nou, net gou vir julle sê, waar staan ons finansiële stand? Julle weet ek haram oor te praat, maar ons moet maar. Want dis nie 'n las wat sy alleen moet dra, dis 'n las wat ons as gemeente moet dra.
Daar is nie geld nie. Salarisse kan nie betaal word nie. Net so 'n kort getuienisie van wat ons beleef het. Ons het ook hierdie maand ook maar weer nie 'n salaris gekry soos ons moes nie, maar net 'n klein gedeeltjie daarvan. En Marika kry ook nie altyd hierdie tyd van die jaar nie. En mense sit in die nood, maar Here, waar gaan ons nou heen? Dinge moet betaal word. Ek het nie geld nie. En weet die krisis skep altyd die ruimte vir twyfel en vir vrees. Ek dink julle weet presies waarvan ek praat. Julle verstaan presies waarvan ek praat. Ek is nie immuun daarteen nie. En ek laat dit by die Here, ek gaan nie bekommerd loop nie. Weier om dit te doen. Ek hoor die nag in my oor. Gelukkig is daar in die oor is daar 'n geruis, so sonbeeste is altyd daar, so dit help om sy stem 'n bietjie stil te maak. En ek kry net die een oggend die urge, as jy ooit vir my e-mail stuur, ek gaan dit nooit lees nie, hoor. Die enigste e-mails wat by my ooit inkom is spam. So dit is baie weird en baie vreemd dat ek ooit 'n e-mail oopmaak. Maar ek kry net die neiging en die behoefte, gemaak net jou e-mails oop gaan lees. Maak die e-mail oop en binne die e-mail is daar so 'n laaste skrywe van die synodale pensioenfonds af dat hulle smelt saam met die predikantse pensioenfonds wat ek die baie jare op was. En omdat ek oor 55 is daar 'n geldjie wat aan my oorbetaal moet word. En onmiddellik, Here, dankie. U is in beheer. Nog nooit het U my gedrop nie. Weet nie waar dit vandaan gaan kom nie, weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Ek kan sit en om twyfel, om bevraagteken en wonder en soveel tyd en energie en ander dinge spandeer as aan om hom te spandeer en hom te eer en verheerlik. Maar moenie val daarvoor nie. Leer. Gelukkig is die man wat nie twyfel nie. Wat staan en wat wag en wat kyk. Gelukkig is jy. Twyfel gaan op jou pad kom, moenie worry nie. Dit kom. Dis daar. Kom in tye en ure wat jy dit nie verwag nie, het oomblikke wat jy dit nie verwag nie. Gaan nooit weg nie. Beteken nie ek kan sweef soos 'n arend bo oor dit alles nie. Hoef nie te luister na hierdie reisgenoot op my pad na die hemelse stad nie. Hy hoef nie die pad vir jou moeilik te maak nie. Hy hoef jou nie afdraaipaaie te laat vat nie. Gelukkig is die mense wat hom verdiep in die woord en die waarheid van die Here Jesus Christus en dit toepas in sy lewe. Jy ontsê jouself baie hartseer en baie pyn. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir wat U vir ons leer hierin. Hierdie man Johannes wat die grootste van profete is 'n mens net soos ons. En twyfel klop ook aan sy deur en glo dit was nie die eerste keer nie. En dit sal ook nooit die laaste keer wees nie. Maar Here, hy het U gedien tot op die laaste. Soveel so dat sy vriende kom sê het dat hy dood is. Want hulle moes hulle Here en hulle meester, die koning van Johannes se hart inlig, dat hy die wenstreep voluit gehaal het. En ek bid vir elkeen van ons, Here, wat op hierdie pad stap, so moeilik soos dit is partykeer. Dankie dat U genade in U hand daar is, dat U lewe, dat U beheer. Dankie dat U vol genade en lankmoedigheid is. Ook vir ons. Dat U nie verneig en kwaad is vir ons as ons in oomblikke van twyfel sit nie. Maar dat U vir ons wys en herinner. U is goed, U is in beheer. U genees, U is 'n God van wonders. U is 'n God van krag. En ek eer U, my koning en my Heer.